Is reg? Goeiemôre familie en vriende. Is dit 'n oomblik om te sê baie welkom. Gaan ek vir julle sê welkom by die lewensviering van oom Willem vanmôre. Ons gaan begin met 'n liedjie om na 'n liedjie te luister. Dit was een van sy gunsteling liedjies gewees, Purple Rain. Hemelse Vader, vanmôre moet ons afskeid neem van 'n broer, van 'n pa, van 'n vriend, van 'n oupa. En Here, ons het U nodig vandag, Here. Want Willem was geliefd. Here, jy het hom diep in ons harte laat kruip.
En so vra ek, Here, dat die Heilige Gees, die trooster, by ieder en elk sal wees vanmôre, soos wat ons treur, maar nie sonder hoop nie, maar tog met 'n hartseer en 'n verlange, dat U ons sal troos, Here. Wees 'n God van nabyheid, en seën hierdie verrigtinge in Jesus naam. Amen. My innige meegevoel aan die familie, die kinders, Tannie Hansie, Zani, Liam, Angie. Mag die Here baie naby aan julle wees vandag. En aan ieder en elk van u vanmôre, omwille met 'n noue verband in hierdie gemeenskap met soveel van u gehad. En ons gaan vanmôre 'n bietjie daaroor gesels. En dis hoekom ek sê, dis 'n lewensviering. Vanoggend 3:00 toe ek wakker word en ek het die Here gevra dat ek lekker vroeg wakker word en vars, laat ek sy stem hoor. En ek word wakker met hierdie lied of hierdie spreek van What a glorious day. En is dit nie wanneer jy by die hemelse poort aanklop? What a glorious day that will be. Ek vroeër toe ek daar so 'n liedjie wat ek dink is deel van die Hildeblyk. So ek gaan nie uitbrei daaroor nie, maar dis 'n gedeelte waaroor ons kan opgewonde raak. En ek dink van hier af gaan ek, soos wat ek deur my boodskap gaan jy my moet verskoon. Zani het gevra, het ek ten minste 'n sakdoek? Ek sê ja, en sy sê jy gaan nog een nodig sê, en ek sê ja, ek het 'n tweede ene. Sy sê sy weet nie of dit genoeg is nie, maar daar's 'n boks tissues ook. Want jy sien ons het 'n baie nou pad met oom Willem gestap. Baie nou pad. Oom Willem Wouter Jansen van Nieuwenhuisen. 20 Desember 1960 en oorlede 11 Junie 2026. Dit was die tyd wat die Here bepaal het vir Willem om met ons te wees. En deur daai pad het hy sy wandel weer gewandel. En op 'n dag het die Here gesê, Willem, kom, jy is myne. En julle gaan later sien in die slideshow, hy was ewen hier gedoop deur pastoor Andries gewees. Hoe wonderlik is dit nie? In sy ryp ouderdom het hy besluit, weet jy wat, hy gaan 'n uiterlike verklaring maak van 'n besluit, dat hy sy lewe aan die Here toewy. Die skriflesing, 2 Timoteus 4 vers 7 wat sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, sê Paulus. En as ons kyk na Paulus se lewe, dan kan ons dit verstaan en dit maak sin. Hy kan dit sê. Ons gaan nou weer daarna kyk. En dan voordat ons daarna kyk, gaan ek eers vir ons die begrafnisbrief lees. En dan gaan ons sien hoe pas oom Willem se lewe binne in hierdie skrif. Die begrafnisbrief, soos wat deur die familie geskryf is dit is met seer hart dat ons vandag totsiens sê aan 'n man, aan 'n pa, as ook 'n wonderlike oupa. Dis nie eintlik totsiens nie, maar 'n vaarwel, tot weersiens. Dit is hartseer, maar ons het tevrede dat Willem sonder seer en stres is, maar saam met Jesus dans en gelukkig is. Die lag en die omgee sal altyd in ons harte styf vassit. Sonder twyfel het Willem groot en diep voetspore gelos en so ons sal daarin loop en 'n voorbeeld daarvan kan maak. Tot weersiens. Voor ons by die hoofrede kom en die boodskap, gaan ons na 'n liedjie luister. Holy Spirit, you touched my soul. Baie dankie.
Willem se liedjies waarby hy geleef het. Uit soveel dankbaarheid het hy hierdie liedjie oor en oor gesing. Die boodskap, 'n voltooide wedloop, 'n behoude geloof. 2 Timoteus 4 vers 7, maar ek gaan vir julle lees vanaf vers 6 tot by 8. In vers 6 begin, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Oom Willem het dit geweet. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig en ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. En ons is so dankbaar dat oom Willem die Here so liefgehad het. Paulus, daar was 'n dag in sy lewe waar die Here Jesus Christus aan hom verskyn het en gesê het, Paulus, draai jou weer om. En so het daar ook 'n dag in oom Willem se lewe gebeur, waar die Here vir hom gesê het, Willem, draai na my. Daar was 'n tydperk tydens COVID by die Inrykerk, waar die karre gestaan het, en jy kon uit jou kar uit bedien het, en die Here aanbid het, en daar was gepreek van dit af. Ons as gemeente was betrokke ook daar. En daar kon jy die woord van die Here hoor, jy kon hom daaraan bid. Daar het oom Willem al op 'n kerkraad bedien. Sy entoesiasme om iets vir die Here terug te gee, was fenomenaal gewees. By Kononia, dadelik begin inskakel, aktiwiteite. Hy het aanhou dien en die Here se leiding gevolg, met vertroue en met geloof, met ywer vir meer en meer van die Here se teenwoordigheid. Hy het hierdie verlange gehad van net meer en meer van U, Here, meer en meer van U. Ek begin met, ek het 'n goeie stryd gestry, sê Paulus in 1 Timoteus 6 vers 12, lees ek vir u, stry die goeie stryd van geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuienis afgelê het. En oom Willem het 'n getuienis voor baie mense afgelê. Hy is 'n kind van die Here. En hy het hy stryd gestry met geloof. Sê vir die Here, dankie. Willem was 'n mynwerker gewees. Nou, as jy net in plaas in 'n mynwerker konsep en perspektief, dan kan jy al klaar sê, mynwerkers, jong, dis daai manne daai, hoor. Gelukkig nie op die skepe gewerk nie, maar 'n mynwerker. En in daai bedryf was daar stryd. Want uit daai bedryf uit het hy ook 'n siekte ontwikkel. Oom Willem het stryd gehad, want hy het kanker gehad. En die Here het vir hom 'n deurbraak gegee daardeur, en vir hom genees daarvan. En tog het hy nog 'n doring in die vlees gehad, nog 'n stryd, sy bors. En as het Sondag gehoor, ten spyte van sy bors, was hy by soveel aktiwiteite betrokke gewees. Het hy stryd gestry. Oom Willem, in hierdie stryd wat hy gehad het, was daar 'n paar eienskappe van hom. En hierdie is 'n gemengde boodskap vir môre, familie en vriende. Hierdie is 'n huldeblyk met 'n boodskap van bemoediging en troos wat ek vir u bring vir môre. Hy was 'n rentmeester van formaat gewees. Tiendes, offergawes, almoses. Dag en nag het hy na sy familie se welstand omgesien. Dit was die belangrikste gewees om sy familie, om seker te maak sy familie is okay.
Hy het mooi na julle gekyk. 'n Man met 'n plan. Hy was nie 'n woeker nie, maar hy kon 'n plan maak. Boereraad. Ek het nogal vir Tannie Ansie gesê, ek gaan weer vir my 'n boereraad botteltjie aanmaak. Boereraad, knoffel, gemmer en naaltjies om te drink vir hierdie eil en daai probleem, en oom Willem het maniertjies gehad van boererate wat hy vir jou kon gee, en dit het gewerk. 'n Preek van pastoor Andries het hom in 'n hele ander rigting ingestuur, 'n paar maande terug, wat hom entoesiasties met 'n dryfveer gegee het, en wat hy met 'n vertroue begin het, om iets te doen. En daai boodskap het gegaan, begin gebruik wat jy het. En oom Willem het 'n projek gehad, wat hy moes begin het, daar was 'n woonstelletjie, en dit het werk genodig gehad, en hy het materiaal nodig gehad, en hy het finansies nodig, hy het 'n klomp goed nodig gehad, en die projek is net te groot. Totdat hy daai bemoedigende boodskap van pastoor Andries gehoor het, wat gesê het, begin met wat jy het. En daai oggend toe hy uitstap, toe sê hy vir my, pastoor Konrad, vandag begin ek met wat ek het. En ons van julle, wat vanmôre hierso sit, wat deel was van daai projek van hom. Hy het die plekkie omskep in 'n netjiese woonstel, waar daar nou 'n jong man bly, wat hy kon uitverhuur om 'n inkomste te genereer vir die familie. Met genade en wysheid. Hy ruil toerusting, visgereedskap, patroon, Benny, verbou materiaal, en so het die Here voorsien. U sien, die Here weet wat ek en u nodig het, wanneer ons dit nodig het. En hy vra, gee die eerste stap. En toe wil hom daai eerste stap vat, en hy sê, wat het ek om mee te begin? Toe begin al die voorsiening van die Here in plek val. En die Here kan getuig, en sy familie kan getuig, hoe die Here onderneem het, met guns en goedheid, om hierdie projek te voltooi. Nie sonder harde werk nie. Want deur dit het hy natuurlik vir Zani 'n nalatenskap gelos. Dis deel van my boodskap bietjie later. Net so tussen ons, Zani kan nou bou. Sy kan bakstene lê, sy kan pleister, sy kan verf, sy kan dakbalke kap. Sy het vaardig geword in 'n klomp gebiede. Onder andere het pastoor Andries haar geleer hoe om die gras te sny ook. Nou weet ons. Met genade en wysheid. Stryd die stryd van geloof. Dit is wat ons in sy lewe gesien het. Nie 'n man sonder stryd nie. Oom Willem het stryd gehad. Hy het daagliks uitdagings gehad. Te midde van daai stryd het hy sy geloof gebruik en gesê, Here, help my nog 'n dag, dra my deur, sodat ek kan voorsien. 'n Man wat die stryd aan die Here oorgedra het en gesê het, Here, dra my. En die Here was getrou. Hy het vasgehou aan die Here. Romeine 8 vers 37 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Willem was 'n oorwinnaar gewees, deur Jesus Christus se liefde. 'n Gelowige is nie 'n oorwinnaar, omdat hy nooit swaar kry nie, nee, maar omdat hy deur Christus hom dra. Daai swaar kry, word deur Christus gedra. Hoe het 'n week van oom Willem gelyk? Hoe het sy week gelyk? En ek het gedink, ek moet julle vra, by elke plekkie, dat die mense net opstaan, maar ek gaan nie vanmôre nie. Op 'n maandag aand, Bible College.
En die Bybelversies wat hy moes leer en memoriseer. Hy het gesê hy bring vir Liam saam om die toets te skryf maandag aand, want Liam ken al die Bybelversies. Dit sê iets wat in sy huishouding gebeur het. Hy het daai versies so baie keer gerecite, dat Liam hulle kon memoriseer. Toe hy die vorige toets skryf, toe het hy die toets vir Tannie Ansie gegee, dat sy die toets moes skryf. En sy het hom gepaas. So wat het daar gebeur? Oom Willem vat dit wat hy kry, en hy vat dit na sy huis toe, as die priester en die hoof van sy huis, en hy rus hulle toe, met dit wat hy ontvang het. Hoe meer jy kry, hoe meer gee jy uit. En daai saad wat hy in sy familie ingeplant het. Priester van sy huis. Dit was op 'n maandag aand, dinsdagoggend. Pastoor Sari, Veritas 3, wat hy gedoen het, op 'n dinsdagoggend. Op 'n woensdagoggend, silwerkrone bygewoon, en baie welkom aan al die silwerkrone, en dankie dat julle gister se silwerkrone uitgeskryf het na vandag toe ter eer van oom Willem. So vir dankie daarvoor. Op 'n woensdag aand, Veritas 1. Hy het hom al gedoen, maar hy is so gretig vir die woord van God, hy wou dit weer doen. Donderdagoggend, welsyn, kospakkies uitgedeel vir mense. Hy het gedien. Donderdagoggend, bedien hy by 'n sorgsentrum Jabes. Baie welkom Erna. Ekskuus. Daar, by die ouer huis, was hy nie net 'n dienswerker nie. Vriende, hy was 'n ouderling. Ek het hom daar voorgestel as die ouderling van Konodia. Want dis wat die mense daar verstaan. En hy het daai rol so vervul, vir mense gebid, nagmaal bedien. Is dit nie wonderlik nie? Oom Willem, ons oom Willem, wat die hele nagmaal bedien, skriflesing, woord, vir mense gaan bid. Dis wonderlik. Hy wat gebed nodig gehad het, oom Willem self, op 'n donderdag aand, elke donderdag aand is hy as voorbidders. As u al 'n versoek ingesit het op 'n donderdag aand vir voorbidding, weet maar, ons oom Willem het vir jou gebid. Hy het jou opgedra aan die Here. Op 'n Saterdagoggend biduur. 6:00 in die oggend is oom Willem hierso. Want hy saam met ons kom koffie drink, saam die Here se naam groot gemaak. En dan natuurlik, sommige Saterdagoggende het hy vir Jakob vir my gebring. Hy was bietjie vir my tuindienste. Op 'n Sondagoggend was hy 'n dienswerker by die kerk. En ons noem die altaarwerkers, diakens, ouderlinge dienswerkers. Maar hy was 'n dienswerker elke Sondagoggend op sy pos. En jy sal vanmôre sien sy dienswerkerbalkie is daar so, en Tannie Ansie gaan hom huis toe vat vandag. Daar was 'n selgroep waar hy betrokke was by Chart en Erika, waar hy saam met gelowiges bedien het, mekaar opgerig het en gestig het. Oom Willem, nou kan ons sê, oom Willem was besig met baie dinge van die Here. Oom Willem was nie net besig met die dinge van die Here nie, oom Willem was besig met die Here van die dinge. Want in elkeen van hierdie aspekte het oom Willem vir die Here se aangesig gesoek.
Hy het hom diensbaar gestel vir die werk van die Here met die Here. Deur sy dade is daar liefde van God aan ander bewys. Is dit nie wonderlik nie? Ek het die wedloop voleindig is die tweede komponent. Matteus 25 vers 31 tot 46 praat Jesus, hy leer dat diens aan die geringstes van sy broeders gesien word as diens aan Jesus Christus self. Vriende, die persoon wat hierdie glas water vir my hier so neergesit het 'n diens gelewer, asof hy dit ook vir Jesus Christus gedoen het. Baie dankie. Daai skrifgie sê, ek was naak en julle het my geklee, ek was siek en julle het my besoek, ek was in die gevangenis en julle het na my gekom. Wanneer ons dink aan oom Willem se bediening by Jabes, sy gebede vir die siekes, sy betrokkenheid by die welsyn, sy hulp by die mense en sy getrouheid in die huis van die Here, dan hoor ons hierdie woorde van Jesus in Matteus 25 vers 40. Vir sover julle dit gedoen het vir een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dis awesome. Sy diens was nie net 'n mensediens nie, dit was 'n diens aan Christus. Jesus roep ons om hom eerste te stel, want om Christus te verloor, is om alles te verloor. Hy het hom nie besig gehou met die dinge van die Here nie, hy het hom eerstens besig gehou met die Here van die dinge, en dan dit uitgeleef in die dinge van die Here. Ek dink gister, waar sit ek vir oom Willem in my bediening en posisie, en die woord kom by my op, hy was my wingman. En dit maak hom nie tweede klas nie, hoor, want ek het op hom soveel gesteun. Ek gaan vir julle 'n paar goedjies noem. Toe ek oor 'n naweek in die hospitaal was hy daar. Hy het vir pastoor Bianca deurgebring met sy bakkie. Ek noem sy bakkie sommer 'n lorry, want daai ding is so groot, hoor. Hulle manne met julle groot bakkies. Saam met my en pastoor Org het ons onder die gesag van Jesus Christus met die leiding van die Heilige Gees 'n duiwelbesetene huis gaan uitsalf en vir die inwoners van daai huis gaan bid en uitsalf. Ons oom Willem in die duisternis ingestap en gesê, ons maak hierdie huis skoon vandag met autoriteit van Jesus Christus. By oom Johan wat oorlede was, daai laaste Sondagoggend na hierdie diens het ons 'n diens by oom Johan se huis gaan hou. En dit was voor die Maandagoggend wat hy oorlede is. Oom Willem was saam met ons, hy het saam met ons daar gaan diens hou. Hy was saam met my. Saam met die familie, aanbidding, skriflesing, volledige diens, woord, gebed. En Willem het vir hulle ook gebed. Daagliks tuis die woord van God gelees en 'n verhouding met ons Here Jesus in gebed versterk. Hy los 'n nalatenskap van wonderlike herinneringe en vaardighede. En dis waar ek nou gesê het, hy het vir Zani mooi opgelei. Julle kan haar maar aan haar deurklop, hoor. Tuinwerk, teelwerk, gras sny, you name it. Sy is so bevoeg. Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê vir ons, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus Christus, die leidsman en volëinder van ons geloof. 'n Wedloop word nie gemeet aan hoe jy begin nie, maar hoe jy ook eindig. Willem se wedloop het nie deur verskillende seisoene gegaan. Werk, gesin, diens, siekte, pyn, gebed en uiteindelik oorgawe aan die Here. Maar die groot troos, hy het nie alleen gehardloop nie. Die woord sê, ons moet hardloop met ons oog gefestig
op Jesus Christus. Jesus het saam gehardloop. Die leidsman en volleinder van ons geloof. Hy het die geloof behou. En hy sê, omdat ek juis hierop vertrou, het hy 'n goeie werk in julle begin het, sal hy dit voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Filippense 1 vers 6. Oom Willem was opgeneem in die Kloof Hospitaal, en ek wil vir elkeen van die sê wat daar gaan draai het, baie dankie. Hy het dit regtig opreg waardeer. Daar's vele van julle wat daar gaan draai het. Ek gaan nie name noem nie, anders dan gaan ek iemand mis. Die oggend toe ons in die hospitaal laat weet was dat daar niks is meer wat hulle vir oom Willem kan doen nie, was ek saam met Tannie Ansie daar. 'n Hartverskeurende oomblik. En oom Willem se woorde was, ek is reg om huis toe te gaan. Ek moes bely daai oggend, ek was nie reg om hom te laat gaan nie. En ek sê vir oom Willem, ek was nie reg nie, maar ek is nou reg. Nie dat dit in my mag is om hom vry te stel nie, maar ek het gesê, oom Willem, dit wat ek aan vasgehou het, surrender ek nou. En ek bid, Here, laat U wil geskied. Laat U wil geskied. Jy sien, ons wil ons geliefdes naby aan ons hou, want hulle is kosbaar vir ons. En dan kom maar 'n dag, wat ons moet sê, Here, laat U wil geskied. En ons staan terug. Oom Willem bid vir die familie, hy bid vir die vriende wat kom kuier het, spreek 'n seën uit oor mense, en dra ons op aan die Here, met die wete, dat sy reis is voltooi. Hy het geweet, daar's niks meer wat hulle vir hom kan doen nie, dis 'n kwessie van tyd. En hy het vrede gemaak. Hy het met 'n verwagting en afwagting gekyk na die Here. So 2 weke later, in Kloof Hospitaal, laat weet hulle ons moet kyk na 'n step-down fasiliteit. En ek kry die oproep om te sê, kan ek help kyk? Ek stuur 'n boodskap uit na 'n paar mense toe om te sê, ouens, ek weet nie van step-down fasiliteite nie, waar gaan ons 'n step-down fasiliteit vir oom Willem kry? 10 minute later kry ek 'n oproep. Erna bel my, van Jabes. En sy sê vir my, en weet, ek chunky binnekant hoor, ek hou by pause. En sy sê vir my, bring oom Willem vir my. Ek sal na hom kyk. Vra niks nie, sê niks nie, bring hom net vir my, ek sal na hom kyk. Die enigste plek waar oom Willem gaan bedien het, nogmaal bedien het, vir mense gebid het, kry hy die geleentheid om in daai omgewing van rustigheid en vrede vir hierdie wêreld totsiens te sê en na sy ewige woning te kan gaan. 'n Vreedsame plek, 'n liefdevolle omgewing, nie 'n kliniese hospitaal nie, maar 'n vreedsame plek. Dis 'n wonderlike, onselfsugtige daad gewees. Dankie Erna en Tinus, ons waardeer dit. Hy het dit waardeer. Op die vooraand was daar verskeie mense daar gewees en sy laaste woorde aan sy familie was 'n groetgebed. Hy het vir julle gebid en sy groete gestuur en sy seën uitgespreek teenoor die gemeente. Erna vertel my die oggend toe sy daar instap, was dit op daai oomblik wat hy sy laaste asem uitgeblaas het. Stap sy in sy kamer in. Daar's musiek wat speel. En sy sê daar is 'n goddelike teenwoordigheid van die engele wat daar is
om oom Willem huis toe te neem. En sy sê, sy staan vir daai oomblik in daai goddelike teenwoordigheid, overwhelmed by the presence of God. Die Here het hom kom haal. En Erna sê, sy daai ervaring wat sy gehad het op daai oomblik, waar die engele, sy kon dit ervaar, dis bietjie jaloers. Maar dit is vir my so insiggewend, ons is so dankbaar dat jy dit ervaar het en dit kon oordra na ons. So kan ons sê, dankie onse Vader, Here Jesus Christus en Heilige Gees. Willem, jy het jou geloof behou. Ons gaan jou mis. Kyk uit vir ons, wanneer ons daar kom. Ons vind berusting in 'n paar skrifte wat ek vir julle gaan lees. Johannes 14 vers 1 tot 3 sê, laat julle harte nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is al baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het. Kyk, ek gaan en ek gaan vir julle 'n plek voorberei. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en julle sal na my toe kom, sodat julle ook kan wees waar ek is. Johannes 11 vers 25 en 26, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal nooit sterwe nie. Oom Willem sal nooit sterwe nie, want hy lewe. En elkeen wat lewe, praat van my en u. En in my glo, sal nooit sterwe nie tot in ewigheid. Amen. 'n laaste vers wat ek by julle los, Openbaring 21 vers 4. En God sal al die trane van ons oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Dus sê ons vandag nie totsiens nie, maar tot wederziens. Ons sê met dankbaarheid vandag, Willem se stryd is verby. Sy wedloop is voltooi, en deur die genade van God het hy sy geloof behou. Ons eer nie vandag 'n volmaakte mens nie, nee. Ons eer die Here wat dit genade bewys het in 'n mens se lewe. Ons word self hierin herinner vandag. Elkeen van ons is ook besig met hierdie wedloop. Die vraag is nie hoe lank ons lewe nie, maar vir wie ons lewe. Vir wie leef ek en u? Mag ons ook eendag kan sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voleindig. Ek het die geloof behou. Amen. Ek gaan 'n kort gebed opsit terwyl ek vra dat Leem en pastoor Andries gaan vorentoe gaan. Hulle gaan ons begelei met 'n lied. Dan Anneke, baie dankie. Hulle gaan ons begelei met 'n lied vanmôre en daarna gaan ek vir ons die huldeblyke voorlees. En mag die Here vir ons onderneem vanmôre gedurende hierdie tyd. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik en ons sê, Here, dankie vir hierdie boodskap wat U vir my kon gee van oom Willem. Here, nie 'n man wat uitgestaan het en gesê het, kyk, hier is ek nie, maar 'n man wat in 'n stille tyd net sagkens bedien het en bedien het. Here, ons gee vir U al die lof en al die eer daarvoor, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, pastoor Andries, pastoor Anneke, Leem. Nou, hier is 'n lied wat ons Saterdagoggend by die bidtuur gesing het. Zane en Liam was ook daar gewees en toe het hy gesê hy wil graag iets doen vir oupa. Hy wil hierdie lied sing.
en hierdie lied speel. So ons gaan saam met hom speel. Hy gaan nie saam met ons speel, ons speel saam met hom. Want nou toe ons oefen, toe sê hy, my oupa sou trots gewees het op my vandag. Toe sê ek, ja, hy sou. So hierdie lied is vir oupa. Die hom het gevra dat ons moet speel. What a day that will be, when my Jesus I shall see. So kom ons gaan dit sing. What a day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and lead me to the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Pragtig en oupa sou dit inderdaad geniet en waardeer. Vriende, ek het 'n paar huldeblyke wat ek vir julle gaan voorlees. Liewe Teddybeer, dit is van sy prinses af. Waar begin 'n mens om totsiens te sê vir die liefde van jou lewe, jou maat, jou beste vriend en die man van 17 jaar elke dag langs jou gestaan het? My hart is swaar want jou plek is leeg, die stilte waar jou stem was, die ruimte waar jou lag was en die leemte wat jy agterlaat is groter as wat woorde ooit kan beskryf. Ek gaan jou meer mis as wat ek ooit kan sê. Vir 17 jaar was jy my teddybeer en ek was jou prinses. Deur die goeie tye
In die moeilike tye was jy altyd daar, met liefde, omgee, geduld en onvoorwaardelike bystand. Jy het my hand vasgehou wanneer ek sterk moes wees, en my ondersteun wanneer ek swak gevoel het. Jy het my laat voel dat ek geliefd en veilig is. Ek sal die klein dinge vir altyd onthou. Die manier waarop ons saam kos gemaak het, en hoe jy altyd met daardie bekende glimlag gevra het, wat nog? Ek het 'n trui na hom op. Wat nog? Daardie eenvoudige woorde het deel van ons lewe geword. Dit is iets wat ons nooit sal vergeet nie, want dit was so jy, altyd gereed om meer te doen, meer te help en meer liefde te gee. Dankie vir elke oomblik, elke lag, elke drukkie, elke droom wat ons saam gedeel het. Dankie vir my lief, dat jy my lief gehad het soos jy het. Dankie dat jy my prinses gemaak het, elke dag van ons lewe saam. Al breek my hart omdat jy nie meer hier is nie, vind ek troos daarin om te weet dat jy nou op 'n beter plek is, vry van pyn en veilig in God se hande. Ek weet jy kyk oor ons en dat jou liefde altyd by my sal bly. My teddybeer, jy het 'n deel van my hart saamgeneem. Maar jy het ook 'n leeftydse liefde daarin nagelaat. Tot ons eendag weer ontmoet, sal ek jou in elke herinnering, elke glimlag, elke stille oomblik dra. Ek sal jou vir altyd lief hê, jou prinses. Die liefde eindig nie wanneer iemand weggaan nie, dit leef voort in die harte van die wat agterbly. Dear Dad, what an honor it was to walk beside you on your final journey of life, to see how God had brought a change about and how faithful you had been in your work for God, to hear about the lives you have touched. Our final day together, you prayed for us and filled our hearts with pride because we could experience the man of God. You had become a disciple, faithful to God's word. From out of the ashes, hope and victory arose, and today we celebrate your life until we meet again. Rest in peace, Dad. Love, Wesley, Leanne, en Kirsten. Familiebriewe. Vandag neem ons afskeid van 'n besondere man, 'n liefdevolle eggenoot, 'n toegewyde pa en 'n trotse oupa. Woorde kan nooit ten volle beskryf hoeveel hy vir ons beteken het nie, maar ons harte is gevul met dankbaarheid vir die tyd wat ons saam met hom kon deel. Hy was 'n man van integriteit, wysheid en onvoorwaardelike liefde. Sy hand was altyd gereed om te help. Sy hart altyd oop om te gee. En sy teenwoordigheid het 'n gevoel van veiligheid en geborgenheid gebring aan almal wat hom geken het. As pa was hy 'n voorbeeld van krag, opoffering en toewyding. Hy het sy kinders geleer om hard te werk, eerlik te leef en nooit moed op te gee nie. Sy raad en ondersteuning en sy liefde sal vir altyd in hulle harte voortleef. As oupa kon hy 'n bron van vreugde, stories, lag en liefde. Die herinneringe wat hy saam met sy kleinkinders geskep het, sal kosbare skatte bly, wat nooit verlore sal gaan nie. Sy glimlag, sy grappies en die manier waarop hy elkeen spesiaal laat voel het, sal altyd onthou word. Vir sy geliefdes laat hy 'n leemte wat nooit heeltemal gevul kan word nie. Maar saam met die hartseer dra ons ook die voorreg om hom geken en liefgehad te het. Ons troos lê daarin dat sy nalatenskap voortleef in die lewens wat hy aangeraak het. Die waardes wat hy oorgedra het en die liefde wat hy gesaai het. Hoewel ons vandag totsiens sê, sal sy herinneringe nooit verdwyn nie. Hy leef voort in elke verhaal wat vertel word, elke les wat onthou word en elke daad van liefde wat sy naam voortgespit word. Rus sag, geliefde man, pa en oupa. Jou reis is voltooi op aarde, maar jou plek sal vir ewig in ons harte bly. Met liefde en dankbaarheid,
die familie. Ons 'n brief van Zani en jy moet opvolg. Dit was 'n sleutelwoord wat Willem altyd vir Zani gebruik het, jy moet opvolg. Vandag wil ek net vir Pa sê hoe ongelooflik dankbaar ek is vir alles wat Pa vir my gedoen het en vir die mens wat Pa my geleer het om te wees. Dankie dat Pa my die lewe geleer het, nie met woorde nie, maar deur Pa se voorbeeld. Pa het my geleer hoe om te bou, hoe om met my hande te werk, en hoe om trots te wees op die taak wat gedoen en wat goed afgehandel is. Pa het my gewys dat harde werk, deursettingsvermoë en eerlikheid die grondslag van die lewe is. Dankie dat Pa my geleer het om aan te hou, selfs wanneer dinge moeilik raak, om nooit tou op te gooi nie. Die lesse wat ek by Pa geleer het, sal altyd deel van my lewe bly en my help om die uitdagings van die lewe aan te pak. Ek wil Pa ook bedank vir die liefde en omgee wat Pa nog altyd vir my gegee het. Deur die goeie en moeilike tyd was Pa daar met raad, ondersteuning en 'n helpende hand. Ek sal altyd dankbaar wees vir Pa se nooit ophoudende bystand, geduld en opofferings. Pa se invloed op my lewe is groter as wat woorde ooit kan beskryf. Die waardes wat Pa in my geplant het, sal ek vir altyd saam met my dra. Ek is trots om Pa se kind te wees en ek sal die herinneringe, lesse en die liefde wat Pa vir my gegee het, altyd koester. Vaarwel Pa, al is dit moeilik om totsiens te sê, sal Pa altyd in my hart voortleef. Dankie vir alles wat Pa vir my was en altyd sal wees. Zani. Vriende, ek gaan dan vir Angie vra om vorentoe te kom om vir ons die bedankings te doen, waarna ons gaan kyk na skyfie vertoning. Ons gaan die ligte afsit gedurende die skyfie vertoning. Baie dankie Angie. Liewe vriende, familie en gemeente, namens ons familie wil ons graag ons opregte dank en waardering uitspreek aan elke persoon wat ons gedurende hierdie moeilike tyd ondersteun het met die afsterwe van ons geliefde Willem. Eerstens wil ons dankie sê vir al die gebede, boodskappe, oproepe en woord van bemoediging. Julle liefde, omgee en ondersteuning het vir ons baie beteken en ons het ons gedra deur die moeilike tye. 'n Spesiale woord van dank aan die kerk en die pastore wat elke dag tree van die pad saam met ons gestap het. Julle geestelike ondersteuning, liefde en leiding vir ons groot troos gebring. Ons wil ook ons opregte waardering uitspreek teenoor Kloof Hospitaal en veral Dr. Nel vir die sorg, toewyding en alles wat hulle vir Willie en ons familie gedoen het. Baie dankie aan Erna en die personeel van Jabez wat vir Willie se laaste dae met soveel liefde, geduld en waardigheid na hom omgesien het. Julle vriendelikheid en versorging sal altyd onthou word. 'n Hartlike dankie aan Krononia Kerk wat soveel moeite gedoen het met die reëlings van die begrafnis en die verversings en al die praktiese hulp. Julle diensbaarheid en liefde het 'n groot verskil gemaak. Dankie aan Gert vir die uitsending van die diens en aan pastoor Konrad vir die mooi en troostvolle boodskap tydens die diens. Laastens wil ons elke persoon bedank wat vir Willie se bedankingsdiens bygewoon het. Julle teenwoordigheid, ondersteuning en liefde het ons herinner aan hoeveel lewens hy aangeraak het en hoeveel hy vir so baie mense beteken het. Mag Here elkeen van julle ryklik seën vir die liefde en ondersteuning wat julle aan ons bewys het. Met opregte dankbaarheid, dankie van die familie en vriende van Willem. Baie dankie.
Oor die klok. Daar is nog steeds feedback. Ons gaan, ek dink ek gaan hier die mic gebruik. Ek maar die aan die ene af. Daar sy, dis beter. Ons gaan, dankie Pastoor Andries. Ons gaan nou oorgaan na die Kersseremonie toe. En ek wil graag die naaste familie eerste vorentoe nooi. As 'n eerbetoning vir oom Willem om 'n kers aan te steek ter nagedagtenis van hom. Daar's 'n liedjie wat gespeel gaan word. Song for my dad. En dan vra ek dat die naaste familie eerste vorentoe kom en dan die res van die familie en vriende asseblief. Baie dankie.
Vriende, ek gaan vir julle die formulier lees waarna ons 'n finale afskeid gaan kom doen by die portret by die askussie met roosblare. So ek wil vir julle uitnooi na die formulier om vorentoe te kom. En net 'n oomblik daar te kom afskeid neem en dis die moeilike deel. Ons om maar afskeid te neem. Sê oom Willem, jy gaan hom daar face to face op daai foto sien. Ek lees vir die formulier. Dit die almagtige God, Here van lewe en dood behaag, om die gees van ons ontslape broer, Willem Wouter Jansen van Nieuwenhuizen, te laat terugkeer tot God wat dit gegee het en wat gesê het, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Daarom lê ons nou sy liggaam weg tot op die dag, wanneer almal wat gesterwe het, die stem van die Seun van God sal hoor. En sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Mag die Here vir u onderneem, gedurende hierdie oomblik, wat ons finaal kom afskeid neem. Maar gaan 'n liedjie gespeel word, en dan gaan u vra om gerus vorentoe te kom, en 'n roosblaar te neem, en 'n oomblik by oom Willem te kom staan en afskeid te neem. Dankie.
vir Michael vra om vorentoe te kom. Hy gaan net 'n ryker oorhandig aan die familie. Sy al terug, daar is hy. Ek wil net sê namens vriende en gemeente en almal wil ek net sê, al ken ons nie mekaar nie, en ewig gaan ons mekaar in die hemel nog sien, daarbo in die hemel sal ons mekaar eendag nog sien, en namens die lewe gaan dit nou maar so, is moeilik om alles te verstaan, maar ons wil gou vir Tannie sê, omdat Tannie goeie mens was en veel van hom was, wil ons ook vir Tannie sê, baie dankie. Baie dankie. Vriende, ek gaan afsluit met 'n seëngebed en dan nooi ons u om deur te gaan na die eetsaal toe vir verversings wat deur u voorsien is. En baie dankie vir elkeen wat iets saamgebring het. Mag die Here julle wonderlik seën. Kom ons sluit af met 'n seëngebed. Hemelse Vader, ek dank U dat ons vandag hierdie diens kon gehad het vir oom Willem. Here, Willem, diep gebrand in ons harte, Here, deur genade en liefde het U hom gedra, en so vra ons, Here, dat U elke persoon sal dra van hier af, Here. Here, dat U U hand van nabyheid op die familie sal hou, Here, en sal dra in die dae wat voorloop, wat die huis leeg is, Here, wat die oproepe nie meer gebeur nie, Here, en die alledaagse dinge wat ons gewoond was aan met Willem, Here, dat U daai hartseer vir ons sal troos, Here, en ons sal genees. Let me go, but do not forget me. Here, ons sê vir U dankie dat ons hierdie herinneringe kan aan vashou, en ons sê vir U dankie vir die genade wat U betoon het, om hom uit sy leiding uit te neem. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die samesyn van die Heilige Gees, sy met ieder en elk in Jesus naam. Amen en amen. Vriende, baie seën vir u. U is welkom om deur te gaan en verversing te geniet en saam met die familie bietjie tyd te spandeer. Baie dankie.